Eerstens eintlik net vir jou baie dankie sê vir jou tyd. Ek weet daar's soveel mense wat nou 'n stukkie van jou soek. So ek waardeer dit baie dat jy vandag met ons gesels, maar ek dink ek wil vandag afskop met 'n baie belangrike vraag vir ons landbouers en wat almal regtig oor wonder, wat nogal die karakter van iemand opsom in landbou. Is jy 'n Toyota of 'n Ford man? Toyota, definitief. Ja, hoekom? My amptelike voertuig in Johannesburg is 'n Toyota Prado, wit een. So ek kan dan meng saam lekker met al die boere wanneer ons ons kuier. Nee, ek hou van Toyota. Ek dink hulle is baie 'n goeie maatskappy en die highlights is as jy boerdery in Suid-Afrika noem dan sien jy dat Toyota Hilux. Ja, ek dink 'n goeie antwoord. Ek het ook groot geword met dit. So ek is ja. John, ek dalk sommer 'n bietjie met Back and Close hier op begin vandag. Ek wil eintlik 'n bietjie net 'n status update as ek 'n Engelse woord sou kan gebruik. Ek moet eerlik sê ons het begin die 10 jaar plan wat jy nou afgekondig het. En as ek of enige boer al buite 10 jaar plan hoor. Ons dink in seisoene, ons dink nie in dekades nie. Hoekom 10 jaar en wat is dalk die 3 belangrikste faktore wat ons nou kan aanspreek, dat ons iets tangible kan sien, dat ons iets kan sien wat nou geïmplementeer kan word? Ek dink daar's 'n vreemde ding wat gebeur. Ons het 'n 10 jaar eindepunt aangekondig. Die 10 jaar is die eindepunt van die nuwe beleid. En dis gebaseer op dieselfde pad wat Brasilië en Argentinië gestap het om vry van Back and Close te word. Dit het hulle 21 jaar gevat, want hulle kudde is baie groter as ons in Suid-Afrika. So ons dink dis 'n ernstige plan, wat at die einde van 8 of 10 jaar, ons sal Back and Close vry in Suid-Afrika. Maar die plan is opgebreek in fases. Die eerste een is hierdie 12 maand belangrike tyd nou, waar ons moet die nasionale kudde end teen Back and Close. Vir die laaste 20 jaar, die plan en beleid van die regering was altyd om agter Back and Close te hardloop. Ons wou vier dood te slaan waar dit gebeur. En ons sit nou met uitbraak van 2019 en die onsekerheid, wanneer kan nog een begin en hoe ernstig sal dit wees? En daai onsekerheid help nie ons planne te maak om Back and Close vry te wees. So ek het die eerste ding wat ek gedoen het is die privaat sektor, privaat veeartse, privaat wetenskaplikes, saam met die staatse wetenskaplikes en veeartse ingebring vir hulle godle. En ek het vir hulle gesê, ons kan nie so aangaan, ons moet iets anders doen om bo Back and Close te wees en voor Back and Close te wees. Hulle het saamgesit en 'n plan vir my gestuur en daai plan was die inenting van die hele nasionale kudde binne Suid-Afrika. En die eerste ding waar ons moet onmiddellik begin is met die inentingsprogram. Ons het alreeds 2 miljoen beeste geënt in Suid-Afrika. Ons het nog 12 miljoen wat ons moet ent in Suid-Afrika. Dis 14 miljoen in die nasionale kudde. Wat dit beteken is ons moet enstowwe kry en genoeg enstowwe kry om dit te verseker. Die regte enstowwe. En die regte enstowwe. So ons weet ons het die 3 strains hier in Suid-Afrika. SAT1, SAT2, SAT3. Dis die gewone strains wat uit daar is. So ons het enting altyd gekry van BVI in Botswana. Maar die feit is hulle fabriek moet toesluit in die Desember maand om skoon te maak as gevolg van regulasies, internasionale regulasies. So ons het dan gesit met 'n probleem want ons invoer moet tot 'n stop kom. So ons het onmiddellik begin te werk saam met die privaat sektor om hoe ons hierdie mark oop kan maak vir die privaat sektor ook te help om enstowwe in te koop. En dis hoekom ons werk nou saam met Junewax wat betrokke is as die plaaslike agente vir die Dolvet enstof van Turkye. En ons werk ook met Design Biologics wat die plaaslike agente is vir die Biogenesis Bago. En die plan is nou om van verskillende maatskappye 'n klomp enstowwe te kry binne Suid-Afrika wat ons kan deur. So die eerste prioriteit is te ent. En ons werk saam met die privaat sektor, met die staat, en die privaat sektor was saam op hierdie
op hierdie reis van die begin af. En ek sien jy het nou daai wetcouncil ook aangestel, wat Ja. seker ook 'n groot Ja. insaag in dit Ja, gehad. so daar's 'n minister se wetenskaplike taakspan wat wetenskaplikes en veeartse van die privaat sektor en staatssektor saambring. Maar ons moet ook seker maak dat daar is implementering en monitering van daai implementasie. Ek dink dis die belangrikste ding wat almal op voel is, ons moet hierdie plan nou, het voel amper dit moet 10 jaar met 'n 2 weke plan wees, amper is wat ons aan dink. Ja, maar ek sê alweer die 10 jaar is die eindpunt. Daar's eerste dinge wat ons tekens wat ons moet doen hierdie jaar. Eintlik amper die einde van hierdie 10 jaar wil ons 'n vrystatus hê, ons wil die uitvoermarkte dan kan groei. Die pad, so daar's 'n paar blokke wat ons moet bou om daar uit te kom, maar die pad is so. In die onmiddellike tyd, ons moet bo hierdie uitbraak kry. Dis die prioriteit. Dan, na ons die hele nasionale kudde geënt, en dan kan ons by die WOHA, World Organization of Animal Health, gaan om ons status te verander aan bek en klou vry met inenting te kry. Dan dit onmiddellik marke oop. Brasilië het hulle beste jare van uitvoer van rooi vleis gehad gedurende die tydperk wat hulle daai status gehad het. Dan begin ons om te ophou om te ent, maar ons moet altyd ent daar by Limpopo provinsie. Die rooi lyn. Die rooi lyne. En ons doen wat ons in Engels prophylactic inenting doen daar in daai gebied. Want dis binne buffels en hulle is hulle het bek en klou binne hulle maak hulle nie siek nie, maar hulle is wat ons draaiers noem. So en wanneer ons dit agter die rooi lyn is, dan kan ons na WOHA gaan en sê ons het nou ophou geënt in hierdie dele van Suid-Afrika en ons wou ons status terugkry. Is bek en klou vry sonder inenting. Dit het Brasilië 21 jaar gevat, net laaste jaar is hulle daai status gekry. So dit is dieselfde pad, maar ons het minder beeste. So dit maak dit 'n bietjie makliker om dit te doen. En dan gaan die geleentheid vir die rooi vleis sektor in Suid-Afrika oop na die wêreld. Dit gaan ons kan nie eers ons rooi vleis na Europa te stuur nie, na Duitsland, na China toe. As ons dit kan regkry, dan is dit die nuwe horizon vir die rooi vleis sektor in Suid-Afrika. Maar vir nou, die onmiddellike prioriteit is om seker te maak dat ons inentings kry en dat ons die nasionale kudde saam met die privaat sektor in staat om seker te maak dat dit kan vinnig gedoen word. John, ek wil gou hoor, nou het ons op inentings praat spesifiek. Een ding is beskikbaarheid en bekostigbaarheid van inentings. En ek wil dan sommer aanheg by die kommunale boere of beeste wat dan vrylik rondloop wat is eerstens julle plan met kommunale boere wat nie noodwendig die inentings kan bekostig nie. Ek dink baie mense is bekommerd rondom dit. En natuurlik die beskikbaarheid. Hoe gaan julle die beskikbaarheid vir ons boere dan uitrol? So, ons moet elke bees in Suid-Afrika ent. Dit maak nie sin nie om net 'n veearts dit ent self. 'n veearts, 'n privaat veearts, 'n staatsveearts, wat ons animal health technicians noem, enige iemand wat die kennis het om dit te doen. Kan boere dit self mag hulle dit nie self doen nie. Op hierdie tydperk nee, want die WOHA is baie ernstig daaroor. Want dit maak nie sin nie om 'n inentingsprogram te hê sonder wat hulle surveillance noem. Die surveillance is baie belangrik. Elke inenting, daar's 'n barcode daarop. Dit moet geregistreer word. Ons moet daai inligting, daar moet monitering wees. Die probleem is dat as daar net 'n vry vir almal entingsprogram is dat miskien kry jy boere wat nie die barcode reg maak, hulle filter nie die inligting in. Dan kry jy toetse en jy weet nie as hierdie beeste 'n bek en klou het van 'n inenting of het hulle die siekte. En dit maak dit baie moeilik. Dit is ook 'n probleem as daar net vry vir almal is. Ons het reeds gesien wat gebeur byvoorbeeld in KwaZulu-Natal, waar 'n paar boere daar het onwettige enstowwe van Kenia ingebring
om hulle beeste te ent. En ons het 'n paar van daai entings gevang by die grens, die BMA. Ons weet nie hoeveel het nou in Suid-Afrika gekom, maar die strains wat hulle daar binne het, O en A, Dis 'n nuwe siekte eintlik dis 'n wat nuwe ons net siekte wat versprei kon in die land. uitkom. Ja, ja. En dis hoekom dit moet 'n staatsbeheerde siekte bly, maar ons moet hande vat met die privaat sektor, privaat veeartse, privaat mense wat binne die deure gemeenskap werk, veeartse in die staat saamwerk om onmiddellik 'n inenting te spreek. Net soos wat ons gedurende die COVID-19 pandemies gedoen het. Discovery, MediHelp het almal in 'n Mediclinic het almal ingegryp met verpleegsusters en personeel om te help met die inentings. Ja. So dis die plan. Ja. John, bekostigbaarheid, beskikbaarheid, wanneer gaan byvoorbeeld dit by boere uitkom? Ek weet die eerste prioriteit is dalk Natal, waar die ergste is, maar ander mense wat regtig bekommerd is oor hulle vrugbaarheid van die kudde en ekonomiese impak. Ons wou miljoene van hierdie enstowwe inbring op 'n maandelikse basis. En dis hoekom ek die besluit gemaak het om die mark oop te maak en nie net van Botswana te kry, want ons gesien wat gebeur as jy het net een maatskappy wat jy waarvan jy kan vra wat hulle wil. Ja, so ons het hierdie nou die kompetisie binne die maatskappye en ons hoop dat daar sal meer maatskappye inkom wat die regte inenting het om met ons Back and Go te deel. En ek dink die prys sal laer word. Ons het al reeds ook vir OBP gesê dat hulle kan nie 'n groot margin opsit op hulle. Hulle moet net die bekostigings van die vervoer en die stoor daarop sit. So ons wou kosbaar inentings kry. Ja, bekosbaar. Die staat bekosbaar. Die staat sal seker maak dat ons kan vir mense gee wat kan nie dieselfde enstowwe bekostig nie. Maar daar moet ook 'n saambetaling wees, maar ons hoop dat die kompetisie teen die maatskappy sal die prys laer maak binne Suid-Afrika. En ek dink die bereidwilligheid byvoorbeeld van boereverenigings sal daar wees om te sê kom ons vat ons kudde in 'n boerevereniging en ons maak seker ons help die klein boere, en ek dink die bereidwillige samewerking van die boeregemeenskap is so seker daar. Dis altyd die saak met die boeregemeenskap en dit's een van die mees wonderlike dinge wat ek kan sien. Mense wou help. Ja. Hulle sit nie in hulle eie hoekie nie. Daar is 'n paar mense wat sit in 'n hoekie en gooi klippe. Maar ver die meerderheid van die boere in Suid-Afrika wil deel van die groot boeregemeenskap wees en te help. Want dit is in almal se belang, dis in die staat se belang, dis in die bedryfsbelang, dis in die boer se belang om bo op hierdie Back and Go vir een en vir altyd te kry, want dit bring die sekerheid van uitvoermarke en die prys vir hulle beeste. Dit sal die uitkomste wees. John, korttermyn, wanneer beplan julle om die kudde nasionaal in te ent? So tydsgewys, Die plan het, soos ek aangekondig het, is by die einde van hierdie jaar, Desember maand, om 80% van die nasionale kudde te moet geënt word. Maar jy moet ook onthou dat ons sal nie in die Wes-Kaap en die Noord-Kaap entings doen. Dis net in die ander provinsies. Hulle het nie uitgebreek daar. So die fokus is op daai ander provinsies. Ons gebruik wat die RMIS het 'n heatmap gedoen van waar die meer ernstige uitbrake is. So ons sal begin in daai plekke, soos byvoorbeeld Vrystaat, KwaZulu-Natal en nou ook die noordelike gebiede van die Oos-Kaap en in Mpumalanga. Daar moet ons begin om die inentingsprogram te begin. Maar die feit is ons sit nou in binne 'n week sal ons 100 doos, die eerste 100 enstowwe kry van Biogenesis Bago. Eerste week Februarie 1.5 miljoen van Dolwet. Tweede week Februarie kry ons meer as 'n miljoen van Biogenesis Bago. En aan die einde van Februarie het ons ook nou die 720,000 van Botswana wat ons bestel het, wat sal inkom. So ons sal sit met 'n groot
dam van Enstowwe en ons moet nou die riviere bou om seker te maak dat van daai dam van Enstowwe hulle kry op die grondvlak die beeste wat moet geënt word en seker te maak dat ons so vinnig as moontlik die meeste van die kudde kan. Ek hoop dat ons sal die 80% voor Desember geënt word, maar dis die datum wat ons sê tot van hier as op die Desember maand is, moet 80% gedoen word. En dis die program. John, ek wil eintlik vir jou dankie sê, want jy het 'n ongelooflike praktiese aanslag en dis wat ons boere ook al buite het om hierdie probleem op te los. En ek sidder as ek dink aan wat die alternatief moet wees as hierdie pandemie 10 jaar terug moes uitgebreek het of vroeër moes uitgebreek as jy nie was, wat regtig luister vir ons boere en die probleme saam met hulle probeer oplos. En so eintlik baie dankie. Ja, die ding wat vir jou. Ja, dankie, ek waardeer, maar die ding wat my baie hartseer maak is om die sukkel van die boere te sien. Ja. Dus daar's 'n verhouding tussen 'n boer en sy diere. Jy sien dit nie met jou gewasse nie. Jy kan nie jou hart vir jou gewasse gee. Dis belangrik maar die ding wat my baie emosie in dit. Ja, daar's groot emosie. En ek weet daar's boere wat baie kwaad is en ek weet ja, ons moet 10 jaar dinge reg gedoen en die laaste 3 jaar moet ons dinge gedoen word. Maar die feit is ek doen my beste toe ek in die kantoor ingekom het om 'n permanente oplossing vir hierdie probleem. En ek is baie hartseer om die sukkel van ons boere te sien op die grondvlak. Mense met hulle kudde moet skiet, hulle met se diere moet doodmaak. Ja. En dit maak my baie hartseer en my hart gaan uit na daai boere wat vir jare hulle besighede opgebou het en nou sit hulle met hierdie probleem. Maar ek wou vir hulle die waarborg gee. Die eerste ding waaroor ek dink elke môre is 'n bek en klou en die laaste ding wat ek dink voor ek my oë toesluit at die einde van die dag is bek en klou en ek sal my begroting seker maak dat daar is genoeg geld vir Enstowwe en ek is seker dat binne 'n jaar ons sal al reeds begin om te sien die verandering van hierdie nuwe beleid. Ons is op 'n hele nuwe pad van die laaste 30 jaar en ons moet saam stap op daai pad. Vinde van verandering is hier en ek voel daar's regtig verseker regte besluite wat geneem word. En John, ek weet jy het in 2024 jy nou minister van landbou geraak, maar Back and Claw het nie toe uitgebreek nie. Hierdie is 'n lang probleem. So as jy dalk vir die mense kan verduidelik, wat het jy al toe geërf? Hierdie is nie almal kruisvier jou nou, maar dit is 'n probleem wat baie lank kom en daar's probleme met die rooi lyn om dit te moniteer en al daai tipe goed wat nie eens landbou se probleem eintlik is nie. Dis is 'n groot probleem wat ons gehad het. En dis hoekom ek toe ek minister geword het, die een prioriteit wat ek sê ons moet sorg is biosekuriteit. Ons biosekuriteit tot die laaste 20 jaar het op die grond geval. As jy kyk na ander lande wat ernstig is op hulle boerdery en hulle maatskappye, hulle het baie sterk biosekuriteit van lughawe en grens af tot binne Suid-Afrika. Ons het heeltemal vergeet van biosekuriteit. Is dit dalk hoekom die Back and Claw monsters ook in Penbraai toe gestuur is oor die laaste 13 jaar nie. Dit nou die eerste keer wat weer gestuur is. Ja, ek dink daar was foute in die beleid in die laaste 20, 30 jaar. En ons vat nou daai stappe om seker te maak. So byvoorbeeld Penbraai. Hulle sal nou ons wat ons field strains noem, sodat as daar enige ander maatskappye wat entings wou maak, hulle het 'n reference laboratory om te toets. Ja. En dis baie belangrik dat ons betrokke is by hierdie internasionale organisasies, want hulle kan ons groot hulp gee op die grondvlak. En dis hoekom ek ook verlede maand 2 dae by Green Week in Berlin gegaan het, want ek moet vergader met die Turkiese minister, selfs ook die Ierlandse minister en ook hoe het hulle prakties die probleem opgelos? Mens moet leer by. Ja, en hulle is nou, hulle stuur uit vir ons nou tegniese taakspanne van elkeen van daai lande om op die grondvlak hier te wees om ons te help, want
hulle het verlede jaar in Dis goed Duitsland wat ons boere nie eintlik weet elke dag en dis goed wat hulle nie hoor elke dag nie. So hier is prakties goed wat gebeur en ons moet leer van ander lande wat dit reg gekry is. Duitsland het vir die eerste keer in 20 jaar 'n uitbraak verlede jaar gehad van Beck and Clow. Ierland het dit onder beheer gekry. Hulle ekonomie is baie die kudde is baie belangrik vir hulle ekonomie en hulle het baie goeie praktiese dinge wat kan gedoen word om beesekuriteit te verbeter. En ek wag nou vir die verslaaie van daai taakspanne op die grondvlak om hoe ons beesekuriteit kan regmaak. Want dit maak nie sin nie om op Beck and Clow te konsentreer, maar in 'n paar maande het jy 'n brucellosis of ander siekte slinkdoors siekte wat uitbraak. Ons moet ernstig wees oor beesekuriteit en dit moet van 'n regeringsvlak wees. Dit moet ook op 'n plaaslike vlak wees. Boere moet ernstig wees oor beesekuriteit op die plaasvlak. Daar's een manier dat die siekte versprei word en dis van siekdiere gaan na ander areas waar daar gesond diere is en daar's daai infeksie van daai diere. As ons die regte beesekuriteit het, dan kan ons seker maak dat vir eens en vir altyd sal ons sterk beesekuriteit, net soos Nieu-Seeland, Australië, ander lande wat ernstig is oor landbou, om seker te maak dat ons het daai stelsel van beesekuriteit reg. En dis hoekom dit so belangrik is om te leer van ander lande wat dit al reeds reg gekry het. In terme van vervoer, om dit te monitor, waar is julle beperkings rondom dit? Is dit 'n beperking van polisie, van weermag? Is daar 'n beperking om diere, die skuif van diere te... Dis een van die grootste probleme en dis hoekom ek toestand van ramp wou verklaar op 'n nasionale vlak. Want ons het niemand binne die departement wat kan 'n pad toemaak en mense af te bring. Ons het die hulp nodig van die polisie, die provinsiale verkeersdienste en selfs ook munisipale verkeersdienste. Ons het hulle hulp nodig. En die oomblik as ons gaan en sê, kan jy help ons met hierdie pad blok en ons moet dinge mense wat diere af van die pad kry en vra vir hulle papiere. Hulle eerstens sê wat moet ons nou begin met die drinking and driving roadblocks om ophou, moet ons die binnelandse sake van mense wat inkom in 'n onwettige manier ophou. En ek hoop dat die verklaar van 'n toestand van ramp sal seker maak dat ons die prioriteit kry. Ek wens ek het 'n landboupolisie en miskien is dit iets wat ons moet, as ons ernstige beesekuriteit, ons moet daar kyk in die komende jare, hoe kan ons extension officers en alles gebruik om polisie magte te gee oor diere siekte, sodat hulle kan help. Maar op hierdie oomblik, ek moet die Suid-Afrikaanse polisiediens en die provinsiale verkeer en plaaslike verkeer gebruik. En ek hoop dat die toestand van ramp sal vir hulle verduidelik hoe ernstig dit is. Want hulle sien diere wat deurgery word en hulle sien nie kriminele. Hulle soek vir mense wat balaclavas en gewere het. Hulle weet nie die ekonomiese skade wat mense wat siek diere vervoer na ander gebiede doen groot ekonomiese, meer as 'n bank wat die geld uitgevat is of 'n cash in transit. Dit meer ekonomiese skade aan ons landbousektor. John, ek weet daar's 'n klomp mense wat nou klomp oplossings het, maar hulle sit in hulle klein silo's en dis baie maklik om dan 'n oplossing te hê en dis baie maklik dan om 'n oplossing uit te dink. Jy sit nou en jy kyk hierdie groot prentjie, jy praat met boere, jy praat met veeartseny, jy praat met kommersiële georganiseerde landbou, jy praat met politici. Waar dink jy is 'n blokkasie of wat verhinder dat die goed dalk vinniger kan gebeur? Wat sou jy graag wou gesien het wat vinniger gebeur, ja? So ek dink dat daar is struikelblokke en dis 'n goeie ding in 'n krisis want dan sien jy waar daai struikelblokke is. Ons is nou by die nuwe beleid met hierdie nuwe pad. En as jy begin met 'n nuwe beleid, moet die regulasies ook verander word. Die regulasies wat daar sit oor kwarantyne en die vervoer en alles, hoe ons
vee verkoop en al daai soort dinge. Dit en veilings en daai soort dinge. Die regulasies moet verander daar. So daar is struikelblokke met die regulasies, maar ons het alreeds gesê dat die departement is besig om te sien waar die regulasies Dit vat maar tyd, nee. Ja, dit vat 'n bietjie tyd en dis hoekom dit ook vreemd is. Mense sê ons hulle vat die departement hof toe om die wet te verander. Dit sal jare vat om Net die hofsaak af te net die hofsaak af te hanteer. Dis beter dat hulle saamwerk met die departement om saam te werk om dit te help. Ek's ook baie bekommerd dat as mense nou begin om hofstukke in te gee, dat weer die aandag weg van alles wat moet gebeur. Ek moet nou geld en tegniese resources verloor hulpbronne wat moet nou met hierdie saak deel en is nie op die grondvlak nie. Dis geld wat ek kan gebruik vir enstowwe wat ek moet nou spandeer op prokureurs om hierdie te veg. So hierdie is nie die tyd vir hofstukke en hofaanval nie. Ons het genoeg tyd wanneer hierdie krisis klaar is om in die howe te verklaar en te geveg. Ek dink 'n oop kommunikasiekanaal amper aan die boere om te sê hoor hier is waar die inentings, dis hoeveel inentings ons nou gedistribueer het. En dis hoekom ek hierdie implementering en moniteringsspan ingebring het om die bedryfsektore organisasies en die boere organisasies saam te bring. So hulle weet alles. So ons het die RPO, ons het RMIS, ons het Agri-SA, SAPO, AFASA, TLU, wat nou saam sit op, ek noem hulle my raad van generale, wat sit daar, want hulle is die generale wat moet nou hierdie oorlog verseker op die kommunikasie en die kommunikasie uit te sit. En dis hoekom ek hulle op daai raad gesit het, om seker te maak dat elke boer kry die inligting, die waarde inligting, wat is baie fopnuus wat hier gaan. Dis hoekom ek hierdie gesprek nou vandag met jou wil hê. Ek wil eintlik die regte, eerlike boodskap. Daar's baie fopnuus wat sit daar buite en ek hoop dat hierdie implementeringsspan van my generale sal seker maak dat die regte boodskap gaan en die inligting gaan deur die bedryf, organisasies en selfs ook die boereorganisasie op die grondvlak toe. Daar's geen manier dat ek kan met elke persoon kommunikeer. Ons kom nou by baie direkte boere uit. Dis baie goed en dis hoekom ek dis so belangrik dat ons doen gesprekke soos hierdie en op die radio werk, want die meer inligting mense het, die meer dit makliker is om teen fopnuus te veg. Ja. So ek is ernstig om hierdie oorlog te wen en ek dink in die komende 2 weke sal mense baie duidelik sien hoe ernstig ek is oor hierdie veg teen Bek en Klou. En ek is seker dat as ons saam staan en saam werk, ons kan hierdie oorlog wen teen Bek en Klou. En dit is in almal se belang om hierdie oorlog te wen. John, ek wil eintlik vra, almal blameer jou of baie mense blameer jou, maar baie mense bedank jou en daar's soveel mense wat jou in verskillende rigtings trek. Hoe hanteer jy persoonlik al hierdie goed? Want jy het nou gesê die eerste ding, die laaste ding wat jy aan dink. Persoonlik moet dit tog verskriklike eis op jou hê as mens, nie as minister van landbou nie, maar as mens moet dit tog Ja, dit is en ek kry baie aardige boodskappe van mense, maar ek weet mense is kwaad. So ek nie blameer nie hulle wou net 'n outlet hê om kwaad te wees. So ek sê vir mense, jy kan kwaad met my wees en jy kan vir my vloek op WhatsApp en alles, maar dit help nie die situasie nie. Ek is hier, ek is die minister van landbou, ek is ernstig en ek het die oplossing op die tafel gesit. Maar ek kan nie dit laat werk nie as almal nie saamtrek om dit reg te kry. Maar ek weet en ek sien en voel die pyn van ons boere en mense in die bedryf en ek is baie hartseer om hulle sukkel te sien. Maar ek doen alles wat in my hande is om die situasie reg te maak vir een en vir altyd. Nie net vir hierdie krisis nie, maar vir die hele toekoms van die bedryf en ons voëlgriep, daar's Afrika varkgriep. Ja, en ek dink dit mense vergeet
ons sit met groot probleme met droogte, ons het bevloeding in provinsies, het ons probleme nou met pryse vir graan en Daai mark is onder druk. Dis groot druk en ek kan nie vir hulle sê ek is besig met Beck & Cluy. Jy moet sien die druk in landbou oor die algemeen net op en nou En dis 'n baie emosionele sektor en ek verstaan dit. So ek blameer niemand wat vir my vloek en swak dinge sê. Dis 'n beter mense hierdie skouers is baie van jare in die politiek is baie breë. En dit is 'n las op my skouers, maar ek dink daar is 'n geleentheid om landbou en boerdery te verander in Suid-Afrika in sy regte plek te sit binne die Suid-Afrika se stelsel, politiese en ekonomiese stelsel. Dis 'n steunpilaar en ek is vreeslik trots op die feit dat dis die landbousektor wat ons ekonomie ophou gedurende die tye. Vir die laaste 4 kwartale, dis die landbousektor wat verantwoordelik is vir die ekonomiese groei en werksgeleenthede wat gebou word. En ek dink daar's baie meer ons kan doen as die landbousektor 'n minister het wat saam met hulle wou werk om 'n nuwe begin vir ons landbousektor in Suid-Afrika. En ek is baie gefokus daaroor. Dis hoekom ek werk met ander lande om meer markte te kry vir ons produkte, sodat ons boere kan beter pryse kry, en hulle as beter pryse kry, dan hulle besighede gaan groei en dan kry ons die ekonomiese groei en die werksgeleenthede wat saamgaan. En ek dink ek is so passievol vir die toekoms van landbou in Suid-Afrika, want ek kan sien as ons die regte regulasies het, ons het die energie en die fokus in die regte plekke en ons stuur uit die pad die mense wat struikelblokke is, dan maak ons 'n groot pad vorentoe na 'n baie blink toekoms. Ons boere is so amper die regte woord resilient vir al hierdie verandering, vir al hierdie onsekerheid wat lê en hulle staan net altyd weer op en ons nuwe planne wat hulle maak en ek dink dis wat amper hulle partykeer 'n bietjie frustreer. Hulle is oplossingsgeoriënteerd te sê hier is die oplossing, kom ons doen dit, kom ons implementeer dit, maar praktyk werk dit nie. En ek dink hulle moet verstaan, ek werk in 'n stelsel, maar ek moet die wet waarborg, want ek sê vir jou, ons kry altyd mense op die ander kant, so daar's mense wat sê hulle wou nie hulle beeste moet geënt word. Mense wat nie in noodtoestand wil aankom. So ek moet altyd seker maak dat ek moet binne die regstelsel werk. Dit was nie so eenvoudig as om net ding nou môre te sê. Ek kan nie in die môre inkom en sê vandag gooi ons hierdie wet uit die venster uit. Daar is 'n proses. En ek het alreeds gesê dat ek is besig om met die regulasies te sien waar ons die pad meer oop kan maak vir die privaat sektor en die struikelblokke uit die pad te kry. En dis baie belangrik dat ons daaroor fokus. Maar ek is vreeslik trots op ons boere in Suid-Afrika. Dis 'n groot voorreg om in die internasionale vlak te wees. Mense praat met groot trots en wonder op ons boere en wat hulle reg kry. Dink net vir 'n oomblik. Ons is besig met ons sitrus en ander plek. Ons is een van die beste in die wêreld. En ons boere kry nie een subsidie van die regering. En hulle kompetisie is in kompetisie met boere in die VSA en Europa wat groot subsidie kry van hulle regering. Elke dag beskerm word. En daar is ons is bo-op in daai ons boere is ongelooflik kompeterend wêreldwyd. Ons moet met die insette kompeteer en met die uitsette. John, ek wil gou vinnig AGOA. Daar's 2 goed eintlik nou. AGOA is nou deur die eerste verkiesing dink ek in Amerika. Ek weet nou nie wat se senaat of iets wat hulle deur is nie. So dit lyk asof ons aanvanklik ingesluit is. Wat sê nuutste in ons verhouding met Amerika en die idee amper jou rol in ons buitelandse besluitneming, want ek sal baie graag wil hê dit moet sterker na vore kom, laat ons byvoorbeeld ons verhouding met Amerika weer kan herstel, laat ons AGOA kan doen, laat ons hierdie uitvoermarkte nog meer kan groei. Ja, dis baie belangrik en ek dink ons moet onthou dat ons groot foute gemaak op die internasionale vlak vir die laaste 20 jare.
die verkeerde keuse gemaak, ons was die verkeerde kant van geskiedenis en en dit het skade gedoen, stadig met ons vennote op 'n internasionale vlak. En Ernest Hemingway het altyd gesê, hoe gaan jy bankrot? Stadig en dan baie vinnig. En ons het stadig foute gemaak op 'n internasionale vlak, die verkeerde kant gewees van die debat. En dit het baie vinnig nou gevolge gehad en ons het gesien daar in die FSA. So ons moet meer doen om seker te maak dat en die RNE grondsdokument, die verklaring, het gesê ons internasionale beleid is om onafhanklik te wees. Maar ons moet dan regtig onafhanklik wees. En dus hoekom ons sê nou, ons net soos in die ekonomie, waar ons die ekonomiese rigting gedebatteer het, en seker te maak dat die vennote binne die RNE hulle planne kan ook op die tafel sit met die ekonomiese beleid. So moet ons ook 'n vergadering hê oor die internasionale vlak. Want dit kan nie so aangaan dat die ANC net verantwoordelik is vir die buitelandse beleid. En dit affekteer kies wat in Simonstad ook nou aangegaan het en daai debakel wat daar gebeur het, en daai soort besluite is foute wat is groot foute wat ons maak wat affekteer die landbousektor, ons ekonomiese sektor, ons trade en industry sektor. Dit maak dit baie moeiliker om daai te klim. So ons moet fokus op hoe ons kan ons verhouding met die FSA beter maak. Ek is nie seker nie wat dink jy dit is herstelbaar? Die hernuwing, ek dink dit is. Ek dink dat Trump klink nie of hy baie lief is vir ons op die oomblik. Nee, maar jy was nou in die witheid gewees. Jy kan nie kwaad met Suid-Afrikaners wees vir die hele van jou lewe. En daar's dinge wat ook gaan baie swak in Amerika. Ons sien wat gebeur nou in Minneapolis. Elke land het sy probleme. Maar ek dink die FSA het Suid-Afrika nodig as 'n vennoot in Afrika. Ons is die grootste ekonomie. Ons ontwikkelde ekonomie. En ek dink dit, en as jy by ons grondwet kyk en ons regte sien, daar's baie saamwerking, ooreenstemming met die FSA. So dit maak nie sin nie om ons mekaar teen mekaar te veg nie. Ons moet hande vat. Maar ek weet nie wat AGOA sal hoe AGOA sal hierdie tariewe affekteer, want ons sit nou met 30% op ons wyn, op neute, ons tafeldrywe. Ek hoop dit sal regkom, want die FSA het ook ons produkte nodig. Dus hoekom ons sien die oplossing wat gebeur het met die citrus, waar hulle die tariewe afgevat, want hulle sit nou in die FSA sonder ons produkte. En hulle goeds duur en daar's groot druk van die mense in die land teen die hoë prys van kos nou as gevolg van daai tariewe. Maar wat dink jy is die een ding wat ons kan doen om ons verhouding met Amerika te herstel? Dis 'n baie moeilike vraag, maar daar's 'n paar dinge wat moet gedoen word. Ek dink die eerste ding wat ons kon doen, want dit is 'n ding wat Trump baie seer maak, is 'n ambassadeur na Israel te stuur. Ons hoef nie om Israel te ondersteun nie, maar dit maak nie sin dat ons het nie iemand daar wat kan mekaar daar praat. En ek dink dis een van die wortels van die kwaad. Ons kan verduidelik vir die Withuis wat ons doen met plaasaanvalle en ons moet vordering daar wys waar ons teen plaasaanval en plaasmoorde ons moet wys hoe ons hierdie mense by die howe kan inbring en seker maak dat dit gestraf word. Black Economic Empowerment, BE is alreeds ons alreeds die aankondigings gesien. Ek dink dat daai koel is deur die kerk nou. En ons is besig om uit te voorsien. As mense wag vir die dag dat die ANC in die stappe voor die parlement staan en sê B is oor. Hulle kan dit nie bekostig nie. Dit sal nie gebeur nie. Maar ons sien nou stadig begin daar dit te hervorm om seker te maak dat dit meer
ekonomiese impak het in die regte manier, nie die negatiewe manier dat dit nou het op ons ekonomie en Want ons moet tog almal saam opbou. Ons moet weet ook dat ons kan nie mense in die geskiedenis verlaat. Ons moet hulle saambring en deel te wees van die toekoms. Maar die manier wat jy dit doen is die ding wat saak maak. En as jy kyk na enige beleid, dit maak nie saak wat die beleid is. Jy toets nie 'n beleid om die doele van die debat. Jy toets dit met die uitkomste van die beleid. Die resultate en as ons sien die resultate van BE, werkloosheid, swart werkloosheid is hoër. Seker 'n paar mense wat armoedigheid van swart mense is hoër. Ons sit nou met die grootste werkloosheidssyfers tussen swart mense in Suid-Afrika. So dit het 'n baie klein klomp mense baie skatryk gemaak, maar die meerderheid van ons van swart mense in Suid-Afrika bly in armoedigheid. En dis hoekom ek sê jy moet 'n beleid toets om die uitkomste van daai beleid. En ek dink as jy sien die beleid van die laaste 20 jaar, die uitkomste is nie wat die doel was nie. En ons moet dit nou verander onmiddellik voor dit meer ekonomiese skade doen aan Suid-Afrika. John, ek dink mense dink altyd jy het nou net back and closure op jou tafel. Jy het hierdie verhouding met die ANC wat jy nou moet koester, met die RNE, jy is hoof van die DA, jy het 'n verkiesing wat einde van die jaar voorkom. So daai vat al 'n normale mense werksure. Dan het jy nog hierdie pandemie, hierdie hele landbousektor, en nie net die pandemie nie, daar's klomp goed binne in die landbousektor wat mense ook nog doen, en verseker nog alles, en iewers moet jy nog jou familie ook tyd voor hê. So dit is 'n geweldige klomp. Hoe kry jy al die ure in 'n dag ingepas? Baie vroeg opstaan, baie laat in die bed klim. Nee, maar ek dink die doel van leierskap is te seker te maak dat jy die regte mense onder jou in die regte poste sit en dat hulle die werk kan doen. En ek dink dis die taak van 'n leier. Dis nie die taak van die leier al die werk te doen. Dis om seker te maak dat jy identifiseer mense met wie jy kan vertrou en jy seker maak dat hulle werk doen. Ek het 'n baie goeie span binne my kantoor. Ek het 'n baie goeie span begin te bou nou in die nuwe departement van landbou. Dis 'n nuwe departement. Ons is besig om nuwe poste te maak. Byvoorbeeld, ek het die nuwe hoofdirekteur van biosekuriteitspos gemaak om te verduidelik hoe ernstig is ons oor biosekuriteit in Suid-Afrika. En dit gee vir my met hierdie nuwe departement wat van April maand verlede jaar begin het om om op te bou om wat ons fit for purpose noem om die landbousektor te help. En dit vat 'n bietjie van tyd want jy het mense daar wat 'n probleem is en ek het probleme mense binne die departement. Maar ek is besig om seker te maak dat almal wat in 'n pos is, doen hulle werk en hulle doen dit goed. En ek dink dis die taak van die leier. En dis ook die taak van die leier om hoe in die boom te klim en te sien waar ons moet wees. En dan uit die boom te spring en almal saamtrek en so ons gaan in hierdie rigting. En dis presies wat ek besig is en nie net met Back and Clough, maar ook met ons graantariewe, ook met hoe ons kleinboere help, ons hoe kan ons die uitvoermarkte, 'n nuwe uitvoermarkte vir ons produkte, want dit is belangrik dat ons sorg vir die FSA en ons moet daai verhouding ook oophou, maar daar's 'n hele wêreld daar buite. En ek dink jy het gesien jy het in Mark het 'n mooi foto daar by 'n mark geneem wat jy toe ons produk wat daar toe geland het. Daar's 'n nuwe wêreld daar buite en ek dink een van die goeie dinge wat gebeur het as gevolg van die Trump tariewe is dat het ons hand voorgesit om uit in die wêreld te gaan en ons besig met drywe na die Philippines, appels by Taiwan. Ons afhanklikheid amper van Amerika minder te maak dat ons so, die doel is om ons historiese verhoudings dieper en wyer te maak en maar dieselfde tyd om nuwe marke ook te kry. En ek dink dis dan gaan mense onafhanklike buitelandse beleid moet
moet Dis handhaaf. baie belangrik. En jy kyk byvoorbeeld by Indië, hulle het 'n baie goeie onafhanklikheid. Hulle kan binne BRICS wees, maar hulle kan ook in die Withuis sit en 'n verhouding met meneer Trump hê. Ja. En hulle sit ook met Europa, want die doel van hulle buitelandse beleid is, wat is in Indië se beste belange? Ja. En ek dink ons moet daar wees. In elke internasionale situasie, ons kyk na die situasie en sê, in hierdie situasie, wat is in Suid-Afrika se beste belang in hierdie situasie? En dan 'n besluit maak. Nie met die feit dat ons in die geskiedenis saam met hierdie blok was, of ons was Oos tussen Wes. Daai is voor, die Koue Oorlog is oor. Ja. Ons moet ons eie plek in die wêreld vind. En ek dink die toespraak van meneer Mark Carney by Davos verlede week was 'n baie goeie toespraak. En hy het gepraat oor die nuwe realignment van wat hulle die middle powers noem in die wêreld. Met die ander lande wat nie superpowers is nie, middle powers. Hoe ons kan saamwerk om seker te maak dat ons kry die regverdigheid in die wêreld vir ons lande en ons bedrywe. Ja. John, gewoonlik as ek na skool of se kantoor toe kom soos wat ek nou is, dan word ek die vrae gevra, so ek voel baie bevoorreg dat ek vandag of dan vra hulle gewoonlik vir my die vraag, want ek is in die moeilikheid, maar vandag vra ek hom vir jy die vraag. As jy klaar is met minister van landbou en ons kyk terug, wat sal jy wil graag wil hê moet die boere eendag van jou onthou? Een legacy, wat jou legacy wat jy vir die boere, die landbougemeenskap wil agterlaat? Die oorlog teen Beck en Klou gewen het. Ek dink dis baie belangrik vir my, want ek kan sien die geleentheid vir rooi vleis in internasionale mark. Ek sien die feit dat ons sit met lae pryse vir rooi vleis, ons boere binne die waardeketting, en ek kan sien daar's 'n groot potensiaal vir ons as Suid-Afrika om die primêre rooi vleis land vir uitvoer te wees. En ek dink dan is die dag waar mense sal die regte pryse kry, ons sal 'n groeiende bedryf sien binne Suid-Afrika. En ek wou ook dat hulle onthou dat vir die eerste keer in 'n baie lang tyd het hulle 'n minister wat saam wou stap saam met hulle. Wat sit nie in 'n kantoor en sit en sê hierdie moet gedoen word. Ja, daar is tye wat dit moet gebeur, maar die meerderheid van die tye is dit om samewerking, vennote vir groei in Suid-Afrika te hê, om seker te maak dat ons kan vordering maak in die landbousektor. Ek sou nie byvoorbeeld enige van die vorige ministers hierdie gesprek gehad het nie, of hierdie tipe geleentheid gehad het nie. So weer eens van my kant af, baie dankie vir jou tyd en jou hulp wat jy vir ons boere gee. Ja, en ek hoop regtig daai legacy van jou word waar, laat ons hierdie ding vinnig hokslaan. So baie dankie vir jou. Baie dankie. Dankie John. Dankie.